Here, soos die oë van 'n knegg is op die hand van sy Heer, en die oë van 'n diensmaagd op die hand van haar meesteres, so is ons oë op U gerig, Here, totdat U ons genadig is. Geliefdes, genade en vrede vir julle. Amen. Oor julle, Witterfees, julle weet mos, julle moet vir my ook sê, genade en vrede vir julle. Dankie. Kom ons sing hierdie eerste liedjie saam. Ek het twee in gedagte gehad, Herders in die open velde en Stille Nag. Nou 348 is Stille Nag, heilige nag, Jesus kind lang verwag, lig uit die Vader se rykbord uit, liefde aan onmense gelyk, roep die hemelse kind. Kom ons sing daar die eerste en die tweede versie saam. Stille Nag. Iemand weet waar Herders op die open velde is? I haven't found it. Okay. Dit sê so, Herders op die open velde het die nag die engele koor met die blye evangelie in die hemel aangehoor. Herders op die open velde het die nag die engele koor met die blye evangelie uit die hemel. Dankie, julle kan maar sit. Ek begin hier in die boek Jesaja vanoggend. Die boek Jesaja.
Nou, daar's op 2 plekke baie prominente verwysings na Jesus. Ek lees Jesaja 9, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasies vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor die aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die buit verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het en die stok wat hulle rug getref het, die roeder van hulle drywer het u verbreek, soos op die dag van Midian. Want elke soldate skoen wat daar wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Tot die vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Nou, saam met dit wil ek net hierdie versie lees in Jesaja 7 ook. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Tot sover. Kom ons bid saam. Here, u woord is ewig. Ja, dit is skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tussen murg en been. Here, dit ontbloot met die skerpte van die woord. En ons is geseënd, Here. Soos ons volgend voor U sit, is ons geseënd. In die eerste plek omdat U hier is volgens U belofte in ons midde. Here, U weet elkeen se hart. U ken ons gemoed. En Here, U is vanoggend ook die een wat ons vrede gee en ons versadig met die brood van die lewe. Dankie daarvoor, dankie vir U goedheid in die natuur. Here, die reën wat vir ons soms ongemaklik word, is eintlik oorvloed van seën uit die hand van God. Ons verdien dit nie. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Die ding wat my die laaste tyd verskriklik getref het oor Kerstyd, is die feit wat Jesaja geprofeteer het daar in Jesaja 7. Nou mense moet die konteks ook nou in ag neem. Wat daar gebeur het in hoofstuk 7, daar was het, die konings het teen Juda opgestaan en dit het gelyk soos nag en hulle gaan uitgeroei word. En God stuur vir Jesaja na die koning Agab en hy sê, man, vat vir my die boodskap nou. Ek wil met hom praat. Want die volk sê hulle se knie het begin bewe toe hulle nou die gerugte hoor. En eers sê die profeet vir die koning, nou soek jy 'n teken. Enigiets onder in die onderste dele van die aarde of iets bo in die hemel. Kry 'n teken, kies jy. Koning sê, nee, ek sal nie God versoek nie.
Daar's nie 'n manier nie, ek kan nie 'n ding. Toe sê die Here vir hom, kom ek gee vir jou 'n teken. Die maagd sal swanger raak en 'n seun baar. Die Here noem daai gevare wat hulle na gekyk het. Hy sê dis rokende stompe. Rokende stompe. So nou sit ek en jy in 2025 en ons kyk na 'n wêreld wat in chaos is. En dan kom vrees op. Een van my vriende, hy het nou vir die eerste keer in sy lewe regtig begin kyk na die eindtyd goeters. En ek kan hoor hy's beangs. Baie toegewy aan die Here. Maar wat van dit? Wat gaan gebeur? Nou kom die boodskap en sê, maar daai goed is rokende stompe. Hulle is eintlik niks. Wat werk? Immanuel. Immanuel. Wat beteken Immanuel? God by ons. Ek dink baie ook aan die engele in die lig waar by die herders. Nou ek vra toe op ons bidhuurgroepie, ek vra toe, wat dink julle, wat was die rede hoekom God daai twee getuies gekies het? Die herders in die oop velde en die wyse manne in die ooste. Ek meen hy het nie ander goed gekies nie, hy het daai twee. Die engel het gekom en die skaapherders het daar die veld op na hulle skape gekyk en hulle ding gedoen en daar kom die engele koor. En dan kom die engel wat vir hulle boodskap gee. Amazing. Hoekom? Die Here wil mos hê dat ons meer moet weet, maar wanneer moet ons dit weet? Is wanneer die engele kom en sê, luister, ek bring vir julle goeie tyding, met groot blydskap. En die engele koor sing in die hemel. En nou dink ek, as ek in die skrif kyk, dan sien ek, daar was altyd 'n besonderse plek vir die prentjie van herders en skape. Want sien, Jesus was eintlik ook die lam, want die herders in daai tyd het juis voor die Pasga was hulle die ouens wat die perfekte skape moes kweek of ontwikkel of laat groei en daar wees vir die mense vir die Pasga, want dit moes 'n lam sonder gebrek wees. Die boodskappe oor die herders is soos Jesus vir Petrus gesê het, man, as jy my lief het, laat my skape wy, gee vir hulle kos, sorg vir hulle. So hy vat hierdie eenvoudige herders en hy bring hulle om die Immanuel te ontdek en te sien met hulle oë. Die wyse manne weer is hierdie slim ouens, hulle volg die sterre, hulle kyk na hierdie heelal en hulle besef, maar hier is iets baie groter. En die ster vat hulle tot by die Immanuel. Nou moet ons vir onsself vra. Toe die moederbelofte in Genesis 3 gegee is, het gesê, hy gaan iemand gebore word, en die slang gaan nog probeer om aan die hakskeen te byt, maar hy gaan sy kop vermorsel. En dit beskou ons as die moederbelofte wat deurgaan. En Israel het dit nog altyd gehad. Ek meen hulle het dit vandag nog, die ortodokse Jode. Die Messias wat moet kom, die Messias gekom, wat ons gaan bevry. En hier word hy gebore. In 'n paleis. Waar is hierdie eiland gebore? Een vroukie het so 'n boodskapie op die Facebook gesit. Daar waar dit uiteindelik 'n tweedehandse plekkie gekry. So, weet hier in die agterjaar. Niks besonders nie. Sy paal moes hom op 'n donkie laai en vlug Egipte toe met hom. Hierdie Immanuel, hy het nie 'n huis gehad nie.
Hy het nooit weer iets besit nie. Hy het die klere aan sy lyf gehad. Toe hom vra, maar waar bly u? Toe sê hy, Jakkal sê het gate en al die goeders, maar die seun van die mens het nie 'n plek wat hy bly nie. Hy het niks nie. Hy het nie hier gekom met rykdom nie. Daai mirre en goeders wat die wyse manne gebring het, die geskenke vir hom. Ek meen, daai goed kan net 'n week laas, of 2 weke, of 'n maand, of 'n jaar, en dan sit ook weg. Dit hom nie ryk gemaak nie. Tweedens sê Jesus, alles wat hy gekry het, was vanaf. Dit was niks wat hy was of het, wat hom in die samelewing status gegee het nie. Maar wat het gebeur? Wat het eintlik gebeur? God by ons in menslike vorm. Dis die eerste ding. God by ons in menslike vorm. Daar in Johannes 1 sê hy, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Skielik praat ons nie nou met God daar nie. Ons het God hier. Ons. Nie 'n God wat 'n prentjie vorm van iemand by wat ons nou nie by kan uitkom nie. Ek meen, as jy nou vir Elon Musk nou bring, dan kyk ek hom so, ek weet hy's 'n gewone mens, maar ek weet net hierdie ou is vrek ryk en hy's dit en hy's dat. En ek kyk na hom. Wat kyk jy na Jesus? Jesaja sê hy het geen vorm gehad. Hy was eintlik geslaan en stikkend en gebroken. Dit is hoe hy in die lewe voorgekom het. Maar ook as 'n triomf van God, want hy het die beeld van die Vader. Hy sê, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. Daar in Hebreërs lees ons, by die afskynsel is van sy heerlikheid, van God se heerlikheid, en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, gaan sit aan die regterhand van God. Na sy beeld, na sy gelykenis. God wat mens geword het. Dit beteken nie dat God nou 'n trappie afgeklim het uit die hemel uit nie, né? God het sy verteenwoordiging in Christus was nog steeds dieselfde as in die hemel. So hy was nog niks minder God nie. Maar hy het 'n beeld van ek en jy se gebrokenheid aangeneem. En daar was geen ander manier om sonde te hanteer, maar dat hy as mens gebore moes word. Iemand het ook geskryf, ons vergeet ook dikwels, jy weet, hy was 'n babietjie, hy het ook gekwee en melkies gedrink en al sulke goed, né? Ons vergeet dit. Maar hy was deur daai hele ding, maar nog steeds was hy daai besonderse Immanuel, God tussen ons wat mens geword het. En wat met al ons dinge, ons moeilikhede, ons pyn, medelee kan hê. Maar hy's ook die God by ons in naby wees. Hy het nie net 'n mens geword nie, hy het naby gekom. So naby, dat toe hy nou daar in die tempel met die slim manne oor die Bybel oor Jesaja gaan gesels, toe sit hy so by die ooms, hy kan hulle asems ryk en hulle ryk hom, en hy praat met hulle hoor hom. Daai selfde Jesus is so naby, dat hy by elke een kan stilstaan en aan elke een geraak het. So naby dat hy die blinde, wat nie kan sien nie, gewaar geword het, hy's hier. Here, ek wil sien asseblief, help my. So naby, dat hy vir daai dogtertjie wat al reeds gesterf het,
kon sê, Tabitha, staan op. So naby, dat die vrou wat hom aan sy kleed gegryp het, dat sy aan hom kon raak. So naby het hy gekom. Hy kan gehoor word. Hy kon gevoel word. Hy kon gesien word. So naby, dat as hy die brood so gebreek het vir die 5000, dan was dit sy hande. God by ons. Baie keer, as ek en jy pyn beleef, desperaatheid, dan vergeet ons Immanuel. Immanuel hy het nie gekom om te kom, weg te gaan en dan niks te gee nie. Hy het gesê, as ek weggaan, gee ek julle die Gees van God, die Heilige Gees. Hy sal by julle bly. Ek moet gaan, ek het my plekkie in die hemel wat ek moet gaan volsit. Maar ek gee vir julle, ek laat julle nie as wese agter nie. En ek en jy moet bewuslik met God Immanuel wandel. Daai een wat so naby aan my is, wat aan my kan raak. Nie die een wat distant is nie. Dink ek verlede keer toe ek hier was ook genoem van daai, as jy na die afgode gaan kyk. Toe ek daar in Varanasi en in die plekke daar in Indië was en ek gaan in die tempels, dan sit daar so 'n potsierlike mannetjie en dan het al die kersies en al die geskenke en almal gaan soek iets by die mannetjie. Maar die mannetjie kan nie aan hulle raak nie. Die mannetjie kan nie naby hulle wees nie. As hulle daar uitloop, is daar niemand nie. Maar ek en jy, ons het God by ons, naby ons, naby my in my pyn. En dis hoekom Jesaja ook kon uitroep, weet jy, al gaan jy deur die water, dit sal jou nie oorweldig nie. Hy sê nie, jy gaan nie die water hê nie, hy sê, dit gaan jou nie oorweldig nie, al gaan jy deur 'n vuur, die vuur gaan jou nie brand nie, jou nie verskroei. Jy gaan sê, dit is warm, is pyn, ons brand, maar dit gaan jou nie verteer. Naby ons, Tabitha, Lazarus kom uit. Ja, hy selfde Immanuel naby ons, om God se plan te voltooi met ek en jy. Naby ons, om God se doel in ons lewens te laat bereik. Toe die Here vir Josua daai belofte gemaak het, jy moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Ek is by jou. Ek gaan by jou wees. Ek en jy het vragtevol beloftes van God. Wat hy gaan honor, wat hy gaan eer. Hy gaan ons beskerm. Hy gaan jou deurdra. Hy het dit beloof. Hy gaan sy doel met jou lewe bereik. Al glo ek en jy dit nie heeltemal nie, want ons sien nie al die tekens nie. Maar hy sê, ek is besig met jou lewe. Dit gebeur nie in jou tyd nie, dit gebeur nie op jou terme nie, maar ek is daar. Immanuel, wat met jou hierdie journey vat, om jou lewe te voltooi. Laat my dink op Psalm 39. Ek het jou gevorm. Ek ken jou dae. Ek ken jou begin en ek ken jou einde. En al wat hy vir my en jou vra is, verlaat jouself op my, vertrou my, wandel met my. En as ek en jy daai knersende tand het, dan gaan ons na die skrif toe, en ons gaan sê vir die Here soos Job, ek is desperaat. Ek weet nie meer die Here, maar nogtans sal ek die Here volg en vrees. Ten spyte van
Dis die keuse. Want hy's naby my. As ek nou met 'n distant God, met een wat ver was, wat ek nie geken het nie, moes werk, dan het ek gewonder oor al hierdie goed. Maar ek weet, en ek weet net omdat daar in my 'n sekerheid is wat ek nie kan werk nie, is omdat die Gees van God in die binnekant van my so naby my is, dat hy is in my. Hy is nie net langs my nie. God by ons, om ons vrede te gee. As daar iets is wat ek en jy uitskree uit ons binneste, is om vrede te hê. Vrede is die afwesigheid van vrees, van bekommernisse, van al hierdie slegte goeders wat ons lewe versuur. Ons soek die vrede van God. My vrede gee ek vir julle, sê Jesus. Nie soos die wêreld nie. Die wêreld gee temporary relief. Weet, hulle gee so, ek kry so 'n checkie in die pos en nou voel ek, okay, right, dis nou weer okay. Is 'n temporary relief. Vrede is 'n blywende wete. Hy's in my, hy's by my, Immanuel maak my lewe vredevol. Dis ook een van die vrugte van die Gees, Galasiërs 5. En daarom het Jesus ook geleer, selfs aan Matteus 5, so vroeg as Matteus 5, moet julle, of 6, moet julle nie bekommer nie. Ek sorg vir jou. Ek is die een wat saam met jou in daardie siekte gaan. Al is dit nou hierdie gevreesde siekte en ek is op pad om te sterf, dan is hy nog steeds by my. En hy loop steeds saam met my. En hy gee my vrede, selfs in hierdie pyn. Daar is 'n oomie in die sorgsentrum waar ek preek, waar ons ma is. En hy het my altyd weet as ek daar by hom kom. En dan sien ek, die oom gaan so 'n bietjie agteruit en agteruit. Maar as jy met hom praat, dan is dit hierdie oortuigende verhouding van hom met God en daai wilderende stem wat hy net verklaar hoe geniet hy sy wandel met God. En so sy dood. Hy gee daai vrede. Ek en jy daai vrede nodig. Laat ons vrede met God deur Jesus Christus kry. Filippense sê daai vrede bewaar my hart. Dit maak dat ek nie ongelowig lewe nie. Dit maak dat ek nie ongelowig optree nie. En ek weet wat ek vanoggend sê klink moeilik wanneer jy deur die male wele van die lewe gaan. Ek weet dit is moeilik. Maar dis ook nie die ware boodskap nie. Die wat jy beleef is nie die realiteit van God se kant nie. Want hy sê, ek sorg vir jou. Ek moet altyd 'n groot belydenis maak. Ek meen, baie laat in my lewe, baie laat, is ek bevry van bekommernis. Eerste keer in my hele lewe, na al my wandel met God, dat daai waarheid my so oorweldig het, dat ek vandag absoluut met vrede kan leef, omdat God vir my sorg. Gemeente skryf my 'n briefie, ons noem dit altyd die Dear Johnny briefie, né? Dear Johnny, jammer om jou uit te lig, maar ek het 'n ander kerel, sorry, en dan sit jy aan die army, hy skryf vir my, dit is so lekker om jou te ondersteun, maar sorry, ons gaan jou nie meer ondersteun nie, né? Nou lees ek het dan sê ek, so wat? So wat? Het gaan niks van my maak nie. Vroeger jare, so ek in paniek gegaan het. Ek dink,
hoe gaan ek nou hierdie ding uitsorteer? Nou sê ek, so wat? You can give me nothing, you can give me nothing. So wat? Maar God sorg vir my. Of dit nou is die krummels, of ek gaan krap aan die asblikke, I don't care. Maar God sorg vir my. Dis hy wat vir my vrede gee. En dan kom ons by die ongelooflike deel. God is by ons deur gemeenskap, fellowship. Weet julle dat vanoggend se bijeenkoms is God in ons midde deur die gemeenskap van die gelowiges. Ek en jy is nou deel, ons deel in dit, ons deel in die boodskap, ons deel in die wonderlike viering van die koms van Immanuel. God met ons. En hy is die een wat hierdie vrede bring en die band bring. Hy het ons verbind as bloedboeties en sissies. Ja, ons het totaal ons kultuur en ons menswees is in een gel gegooi as kinders van God. Ons staan nou bekend, kinders van die almagtige God. Dit is wie ons is, kinders van God. Dis nie meer net Rudy en Karen. Dis nou ons. En dan het ek en jy nog soveel geleenthede. Ons het die nagmaal, die Pasgafees. Die oomblik as ons daar om die tafel sit en ons breek die brood met mekaar. En ons herinner ons aan die kruisdood van Jesus en sy opstanding. Dan het ons gemeenskap met mekaar, met God met ons. So dikwels as jy dit doen. Ja, ons het die vreugde van saam wees in 'n doop, in 'n boodskap. Ja, selfs in 'n liefdesdiens. Die oomblik as jy uitreik na iemand, die oomblik as jy 'n siek boetie of 'n sussie aanraak, as dit God met ons, God gedeel met ons. So ons deel daai deel wat hier binne opborrel, die fontein van lewende water, deel ons uit op ons. En daarom is ek en jy 'n seën vir mekaar. Ek is 'n seën vir jou en jy is 'n seën vir my. En alles wat so uit jou uitborrel, raak my ook. God met ons in die gemeenskap. Ja, as ons die vrug van die Gees het, liefde, blydskap, goedheid, getrouheid, dan deel ons in hierdie ding. En nou wanneer ons die koorsange sing, stille nag, heilige nag, herders op die oop velde, kom nou kinders, kom nou, almal saam, dan sing ons en ons het 'n blydskap in die Here. En daarom het ek nie 'n pyn om by die kersboom te staan en die vreugde van menswees te beleef om mekaar te bederf met liefde nie. Want dis wat ons immers doen. En dit gaan nie oor die duur geskenkies en die goed, dit gaan oor die gebaar, daai chocolaatjie wat ek vir jou kan gee. Daai klein dingetjie uit my hart uit my lewe uit. Daai kaartjie van bemoediging. Immanuel, God met ons. Vraag wat ons daarmee eindig. Leef ons nie baie keer sonder Immanuel nie? Ons het 'n kopkennis van Jesus. Kan jy die verhaal vertel? Maar het hy God met my geword? God met my. Persoonlik, ek. Is hy God met my? Is hy God met jou? Of is hy 'n distant figure? Ek gebruik hom nie soos 'n spaarwiel nie.
Ek leef hom, want hy's by my, in my en deur my lewe. Mag die Here vir julle hierdie Kerstyd geseënd maak en julle tot 'n seën maak van vreugde, want dit is 'n blydskap van goeie tyding. Immanuel het gekom, God met ons. Amen. Here, ons breins, ons verstand is werklik heeltemal te kort en te klein om regtig vanoggend die Immanuel teken reg te verstaan nie. Maar Here, die lig wat U ons gee, maak ons opgewonde. Ons sê dankie, Here, U het nie in die hemel gebly. U het nie vir ons nodig gehad om met 'n wolkkolom in die dag en 'n vuurkolom in die nag en in 'n tabernakel in 'n allerheiligste alleen met God te kon kontak maak nie. Dit het verander. Die hele menslike ras kan gered word met God Immanuel by ons. Here, ons wil hier uitbeweeg en bewus wees van die teenwoordigheid van Immanuel met ons. Dat Jesus, Yeshua, God die Seun, ons lewens sal verryk. En dat ons dan ook, Here, vandag sal ingaan met 'n boodskap van hoop en liefde in Jesus se naam. Amen. Right. Gretchen, English song, what are we closing with? Come on. Blessed assurance. Blessed assurance, ja. Jesus is mine is 4, is nommer 4 agter in die boekie. Hy sê bladsy 850. Onder links onder 850. Het jy hom? Okay. Die gaan jy verstaan. Okay, sit gewoon. My skoon sê, daai klein sien so. Yeah, they got it. They got it. Sister. Ons gaan 1 en 2 sing. Die een is perfect assurance en die tweede een is perfect submission, né? Ek sê altyd wanneer jy dit sing, maak dit 'n gebed van jou siel. Right. Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine.